Ons is so. Vader, dankie dat ons hier kon verworship nou, Abba, en waar in die Gees, Abba. Vader, dankie vir die krag wat U vir ons gee, Vader. Dankie dat maak saak om ons omstandighede nie, Abba, maak nie saak hoe elke dag gelyk het, Vader, dat ons nog steeds kan vashou aan U beloftes, Abba. Dankie, Yeshua, dat U sê U gaan om vir ons die mansions voor te berei in die koninkryk en dan wat U het vir ons, Abba, Vader. Vader, ons kan nie wag om as ons die haaste begeerte, Abba, om net volgens U wil te lewe, Abba, en U gelukkig te maak, Abba, as jy die bruid van U, Vader. En Abba, maak dankie dat U sê, U is ons maker, U is ons man. Vader, dankie, Abba, as een dag so mooi is, Abba, wil ek nie weet hoe mooi is die dag saam met U nie, Abba. David het gesê, hy sê, hy is beter. Hy is beter. Een dag by U is beter as 1000 sonder U. Dankie, Vader, dat ons vandag saam met U kan wees. Dankie vir hierdie sette paar dag wat U vir ons het, die dag wat U vir ons gemaak het, Abba, die dag wat U vir ons uitgesit het om te rus, en hierdie shalom vrede te kan beleef. Abba, ek bid nou, Vader, dat U deur U Ruach, Vader, hier sal inkom, en ons sal U wind so laat waai om ons, Abba, en ons U teenwoordigheid sal so tasbaar sal wees vir ons, Abba. Dankie, Vader, dat U met ons is, en God met ons is, en as ons net vashou aan U, Vader, dat U saam met ons is elke dag, dat ons hier saam met U kan staan. Dankie dat U Yeshua gestuur het om ons weg te maak. Abba, ek bid nou, Vader, dat U sal spreek, Vader, dat U met ons luister. Ons bid alles in Yeshua se naam. Amen. Ek wil praat vandag oor jaloesie. Jaloesie is een van die vrugte nog steeds van die vlees. Ons is besig nog steeds met dit. En jaloesie en afguns loop baie keer saam. En vandag mag almal ons leer oor dit. So volgens Galasiërs 5:19 is dit een van die vrugte van die vlees. En volgens die woord sal jy nie die koninkryk kan erwe as jy dit doen. Nou dink ek gou, hoeveel keer het die vyand jou nie jaloers gemaak of probeer maak al in jou lewe? Hoeveel keer het dit al gebeur? Gebeur weekliks. Dit gebeur baie kere wat dit gebeur. En dis een van sy wapens wat die vyand gebruik om die wêreld op buitekant mense se lewens te verwoes as gevolg van jaloesie. In bedieninge, in families, tussen huwelikmaats, tussen kinders, tussen besigheidskollegas, tussen vriende, selfs die regering sit nou en dan met jaloesie op 'n paar jaar. En eintlik kry mense seer of jy maak jouself nie seer deur jaloesie. So mag almal ons leer vandag uit sy woord oor jaloesie. Nou 1 Korintiërs 3 praat oor jaloesie wat verdeeldheid bring. En ek lees vir ons. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. So as jy nog met jaloersheid sit in jou lewe of baie maklik jaloers word, skryf Paulus dat jy vleeslik is en nie geestelik nie. Dan drink jy nog melk. En as jy nog melk drink, hoe kan jy vaste kos bring vir boeties en sissies? Hoe kan jy? Nou afguns en jaloesie loop hand aan hand. So as ons na verskillende betekenisse kyk in die Woordeboek oor die twee, oor afguns en oor jaloesie, is afguns se beskrywing, dit loop baie naby mekaar. 'n negatiewe gevoel of begeerte wat gesentreer is op iemand wat iets het wat jy nie het. Of daai gevoel wat jy kry as iemand gaan beter vaar as jy. En sulke mense probeer jou besit om jou te keer dat jy uitstyg tot jou volle potensiaal. Sulke mense keer dat jy uitstyg tot jou volle potensiaal. Die betekenis van jaloesie
Dis meer 'n gevoel van wrok, bitterheid, vyandigheid teenoor iemand wat iets het wat jy nie het. Maak dit sin? So 'n paar voorbeelde van afguns in die woord is, en ons almal weet daarvan, en dis die storie van Satan, wat vir vader, afguns vir vader gehad, op Abba Vader Jahwe. Seker 28 en Jesaja 14 vers 12 praat van die afguns wat Satan gehad het. Ek lees om jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van die harpe onder jou is wurms as 'n bed gespreid. En maaiers is jou bedenker. Hoe het jy in die hemel geval, o Morgenster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelei ryk stel met die Allerhoogste. Dis wat trots wat Satan gehad het. Hy wou wees soos wat Jahwe is. En daardeur is hy uitgeskop in die hemel. En nog 'n paar voorbeelde van afguns is die storie van Sara en Hagar. Ons almal ken dit. Genesis 16 vers 4. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger is, het haar meesteres veragtig in haar oë geword. So Hagar het voor Sara die kind gekry. Ons het almal die storie van hoekom Hagar die kind gekry het, want Abraham het hulle 'n plan gemaak, en om 'n kind te kry, want Abraham sê wag vir Isak en nie gewag nie, en toe het hulle Abraham by Hagar gegaan en sy het vir Ismael gekry. En op die einde van die dag het dit so uitgedraai dat daar so jaloesie gekom het tussen die twee, tussen Hagar en Sara. En op einde moes Hagar gaan. En daardeur is ons vandag toe nog tussen die moslems en Christene in die blok, want dis waar Ismael die moslems kom uit hom uit. Al die mense daar so in die woestyn kom uit sy geslag. En hierdie kant weer Abbas waar Abba die belofte gehad het, waar hy die seën gehad het, het hy op Abraham uitgespreek het vir Isak se geslag. En dit is jaloesie as gevolg van, hoor gegooi, die vyand kom breek 'n hele twee boeties, 'n hele familie wat tot vandag toe oorlog hou as gevolg van jaloesie en afguns. Dit is baie erg. So om jaloesie te verstaan, moet ons kyk na die wortel daarvan. Hoor gou die opsomming van jaloesie. Dis 'n begeerte om te bereik en vol te hou wat gedemonstreer is deur iemand anders. Dit is jaloesie. Geweet ons dit. Dis 'n begeerte om te bereik en vol te hou wat gedemonstreer is deur iemand anders. Wat veroorsaak jaloesie in jouself? Ons kyk in die Bybel. Jaloesie word veroorsaak oor onsekerheid in iets. Byvoorbeeld, geskiedenis van die verlede, vrees vir iets wat kan gebeur, as jy iets verloor het, angs oor iets, swak selfbeeld, en daar kan jy dalk emosioneel iemand afvra, om jou beter te laat voel. Nou, een van die eerste gevalle van jaloesie in die woord is die storie van Kain en Abel. Genesis 4 vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel se offer genadig aangesien, maar Kain se offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? En daar is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Dis jaloesie. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain met sy broer Abel gestaan en hom doodgeslaan. Kyk. So, daar was jaloesie gewees tussen twee boeties wat ontstaan het.
tussen die twee broers het geëindig na dood. Maar dink jy nie daar, kyk, hulle was al groot gewees, waar is daar mense al boere gewees? Dink jy nie die vyand het dalk al op 'n stadium, en daai twee boeties, van klein af al begin, om jaloesie te plaas tussen hulle nie? Dink jy was net op daai oomblik gewees, of was dit 'n opgeboude jaloesie, wat al gekom het van klein af? En Abel en Kain het op daai stadium gesê, genoeg is genoeg, ek is nou klaar, ek maak hier deur. Dit was die kers in die koek gewees. Die ding is, sonder lê en loer voor die deur, jy moet self besluit, of jy gaan die muziek toelaat in jou lewe of nie. En kinders, so vir julle is dit baie, baie belangrijk. Want hoeveel keer kry jy nie jaloesie tussen kinders nie? En baie keer is dit net iets kleins. Soos jy kry nou alweer iets en ek nie. Is dit nie 'n bekende ding nie? Mama en papa, boetie kry iets en sussie kry iets en ek kry nie. Dis jaloesie. Mama en papa, hoe kom ek alweer die skool geweg? Maar sussie het al vir 2 keer die week dit nog nie weggepak nie. Is dit nie jaloesie? Afguns? Dit begin klein, hoor gou hierso. En dit is, dit moet gedeel word mee as jy as jy klein goedjies kom as kind. Maar die versoeking van jaloesie is op baie oomblik klein, maar dit kan lei op 'n later stadium in die lewe na iets groots toe. En dit het in daai geval van Kain en Abel het gelei na dood. Dit breek eenheid in 'n gesin, jaloesie. En die ouers sukkel daarmee, want dit is 'n groot probleem tussen kinders, is jaloesie. Wys hoe slim die vyand is, en ek gee hom glad nie meer. Afguns, afkraking van mekaar, en mag ons mekaar afkraak. Nog iets by die skool goed in huis skoonmaak. Byvoorbeeld oor die boedel. As die ouers doodgaan, die jaloesie oor die testament, hoe baie gebeur dit nie vir my? Dit bring skering in families, dit breek families op, die boedel, as gevolg van jaloesie. Die ouers is altyd onregverdig in opsig. Maar in Kain en Abel se geval was die jaloesie geestelik. Ons ken die deel voor dit, soos nou gesê het, die vyand het al van klein af, het daai deur oopgemaak. Hy het daai deur oopgemaak tussen mekaar, en is nie afgereed nie, en hy het op einde dag doodgeleid. Pas op moet aan sy saak, sonder roer vir jou. Dis 'n keuse wat jy moet gaan leer, loerspop of nie. Vyand wag net vir daai klein opening wat jy van gee, al is dit van kind af. Geestig, en in die bediening gebeur dit ook baie jaloesie. Die voorbeeld van Kain en Abel was die jaloesie oor 'n offer vir Jahwe. En Kain se hart was nie reg nie met die gee van die offer vir Jahwe. Sy hart was nie reg gewees met die offer wat hy gegee het nie. En dit het jaloesie veroorsaak. In 'n bediening van dag kan baie gebeur tussen boeties en susters. Jaloesie oor die roepers en my roeping. Dis offers. Dis 'n offer wat jy vir Abba bring as jou roeping. Hoe baie kan dit gebeur? Hoekom kan hy dit doen en hoekom kan ek dit doen nie? Die punt is, Kain en Abel moes al twee 'n offer gee. Maar verskillende goeders. Een was 'n veeboer en die ander was 'n graanboer gewees. Hy het verskillende offers gegee. En gebeur dit nie ook so vandag in die liggaam van Yeshua, dat ons almal verskillende gawes en ons almal doen iets verskillend vir Abba in sy koninkryk. Maar hoeveel Kains is nie daarso wat jaloers raak oor die offer wat jy bring? Een is 'n mond en ander is die hande. Maar albei se lewe moet 'n lewende offer weer Jahwe wees, wat die koninkryk soek. En vir jou roeping wat Jahwe vir jou het, vir hom geroep het, is daar verskillende gawes wat Jahwe gee in sy wil. Dis wat die vyand jaloesie inbring. En jy, as jy die voorraad as herder besig vir 'n skaapie, omdat die skaapie dink hy sy mond en eintlik 'n hand is, dan is daar jaloesie, tantrums en skering in 'n bediening. Pas op, dit kan dood veroorsaak, geestelike dood. Jy kan dalk voel jou offer is nie goed genoeg. Dan probeer jy jou broer of sis as 'n roeping doodmaak as gevolg van jaloesie en afguns. So as jy sit daar vandag, vra vir Jahwe,
was sy roeg om jou te wys. Miskien is daar dalk 'n route vir daai jaloesie wat jy sit op jy kry in die bediening. Miskien kom dit dalk van jou kleintyd af in jou ouer huis waar die vyand al van jou begin lieg het. Deur jy te sê jy is nie goed genoeg nie en die ander kind in die huis begin voorkry, begin kry. Miskien kom dit van jou kleintyd af. Gaan bely as jy as kind jaloesie gehad het. Bely dit. Gaan bely dit vir almal vandag. Gaan bely daai route. Al was dit by die kleinste karretjie wat jy gekry het en jy kind jou sussie op die botier jy groete miskien. Gaan bely daar. Want dit kan 'n route wees van dood soos Kain gedoen het op 'n vandag. Miskien het jy dalk jou vriend by die skool wat 'n mooi meisie op 'n boyfriend gekry het en jy nie. Dit kan nie presies veroorsaak. Miskien jou vriend wat sy ouers baie lekker speelgoed gegee het soos motorfietsse. 'n Bootjie om te gaan praktis van. En jy nie. Daar is jaloesie. Gaan bely daai wortel, want dit kan as jy groot is in jou lewe, kan jy sit daarmee. En dit is van die vyand vir my klein saadjie plan. En dan kom jy soos mense baie keer in die bediening, dan met hulle jaloesie, as ander mense doen, hulle kan nie. Dan neem hulle aanstoot en hulle gaan uit die bediening uit. Gaan bely daai wortel. Korag het gesit met jaloesie en Aaron hulle wat op die priester afgedoen het. Ons almal ken die storie van Korag. Hulle was in 'n fiete gewees, maar die probleem was Korag, hulle moes die instrumente gedraai in die klipwoestyn. En na Aaron hulle wag die instrumente nie toegemaak. So hulle was jaloers. En deur hulle jaloesie het hulle begin rebelleer teen die Vader. En dit het geëindig na dood. Korag, die aarde het opgemaak en Korag is Christus. As gevolg van 'n rebellie en jaloesie, omrede hulle neefies waar Aaron hulle 'n beter werk gedoen het vir hulle. Maar Abba het besluit, Korag, julle gaan dra. Julle gaan die draers wees. Daar was Gershon, Kohat, Merari gewees. Hulle het die instrumente gedra. Hulle die seile gespan. Hulle het die hout gemaak. Hulle het die kante opgesit. Almal het 'n werkie gehad en soos vandag se tyd in die lig om elkeen 'n doen. Aaron was die Levitiese priesters gewees. Yes, dit was nog nie lekker werk gewees. Maar Aaron was een keer per jaar, was die hoofpriester, moet dan in die heilige huis ingaan en hy kon doodgaan. Hy het 'n groot verantwoordelikheid om gedra. Die priester was so groot verantwoordelikheid. Jy mag nie eers gaan werk hê nie. Jy moes totaal en al afhanklik gewees het van tiendes. So baie keer dink mense, maar dit is die roem van jy kan nie voorstaan en jy kan bedien, dis so awesome en ek wil ook wees. En dan daai persoon op voor sê nee, maar jy is eintlik nie 'n mond nie, jy's 'n hand. Of gaan kry jy self gesregte neem jy aanstoot en dan kry jy jou sien dan baie. Maar daar's altyd 'n rede hoekom Abba sê nee. Daar's altyd 'n rede. Daar's 'n rede hoekom Aaron dit gedoen het. Aaron was die een gewees wat saam met Moses by Farao gaan staan en sê, "Hey Farao, laat gaan die mense." Vader sê, "Laat gaan die mense." Was Korag nog gewees aan dat? Nee. Nee. En een van nog 'n voorbeeld is Dawid. Dawid het ook te doen gehad met iemand wat 'n jaloers was op hom. Dit was koning Saul. 'n Koning wat, kyk hoe werk die vyand. Die vyand kan totdat 'n koning jaloers is op 'n skaapwagter. Wat 'n gesofte is geword. 1 Samuel 18 vers 16. En toe hulle tuis kom en ook Dawid terug was nadat hy die Filistyn verslaan het die vroue uitgegaan en al die stede van Israel met sang en koordanse, met tamboeryne, met vreugdegeroep en met triangles koning Saul tegemoet. En die vroue wat vriendelik was het gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En Saul het baie kwaad geword, het jaloesie gegee. Want hierdie woord was verteken sy oor. En hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap kry. En van die dag af, en verder het Saul die oog op Dawid gehad. Die volgende dag het die bose gees, die volgende dag het die bose gees van God oor Saul aardig geword, sodat hy rasend was binne die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel. En Saul 'n spies in sy hand hou,
Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het. Daarom het Saul hom met sy teenwoordigheid verwyder en hom aangestel as sy owerste oor 1000, sodat hy voor die manskappe uit kon ingaan, dus as wees wat hy kan doodgaan. Wat doen Dawid 'n paar jaar later? Hy stuur die Batseba se man op voor hy kan doodgemaak word. Genaal gebreek word. In hierdie stuk word jaloesie duidelik verduidelik. En enige wat uitstaan is na jaloesie wat dat Saul baie kwaad word. En die woord sê 'n bose gees wat oor hom kom. Nie 'n goeie gees nie. Met ander woorde, 'n vrug van die vlees, die vrug van die gees oorheersbring. En hy was kwaad. So boete en sisser, lei jou jaloesie jou dal dat jy boos word, dat jy gesien word as 'n bose gees wat in jou is. Dis hoe ver jaloesie kan gaan. Jakobus 4 vers 5 sê, of meen jy dat die skrifte vergeef sê, met jaloesheid begeer die gees wat in ons woon. Dis 'n bose gees. Maar hy gee grote genade, daarom sê God, weerstaan nie ongemoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte uit, ja, julle harte, julle dubbelhartig is. Kan julle sien hoe ver gaan dit met jaloesie? Het gaan ver. Jy moet weerstaan. Jy moet jaloesie weerstaan. Wat 'n gees woon binne jou dan se stil. As jy begeer en jaloers is, dan sê die woord, daar's 'n bose gees in jou. Dan moet jy dadelik bely. Vader sê is boos, nee. Jaloesie en begeer met die tand word gesien as dieselfde. En as jy begeer, dan gaan jaloesie saam met dit. Dan breek die Vader jou se wet, sy 10 gebooie. Kolossense 3 vers 3, maak dood dan julle lede. Ekskuus, ek het vinnig gesê. Kolossense 3 vers 3. Maak dood dan julle lede wat op aarde is, naamlik boerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid en wat afgodsdienst is. Begeertes, slegte begeertes. Om te begeer is jaloesie en die woord sien dit as afgodsdienst. Jakobus 3 vers 14. Maar as jy 'n bittere afguns en selfsug in die hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aards, natuurlik, duiwels. Dit is so afguns gesien word. Nou afguns, begeerte, jaloesie, hardloop saam, hand in hand. Want waar daar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Dis nie waar nie. Kom ons som op die eienskappe van afguns en jaloesie net in hierdie gedeelte. Daar is wanorde. Feite. Gemengde dade. Jy roem, dis hoogmoed. Lieg teen die waarheid. Dis aardse goeders. Dis natuurlik. Dis duiwels en bring selfsug. Miriam en Aaron het gekry teen Moses, wat gelei het na skinde, nog geroem van jaloesie. Begeerte is deel van jaloesie, selfsug is deel van jaloesie, en skinde is deel van jaloesie. En jy sien, een wortel, een ding, jaloesie, hoe ver kan het gaan? Hoe ver van die vyand? Ek het daar seker gepraat oor dronkenskap, hoe die vyand die vrugte van die vlees uitbring met jou dronkenskap. Maar kyk hoe gebruik hy jaloesie ook om die vrugte van die vlees uit te bring. So het gelei na skinde wat Miriam en Aaron gehad het oor Moses. En het gelei dat hy siek word daarmee. Numeri 12 vers 1. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die kustiese vrou wat hy
alleen nie. Dis Jethro se dogter. Want hy het 'n Kusiese vrou geneem en hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek, het hy nie ook met ons gespreek nie, en die Here het dit gehoor, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aarde. Hy was 'n baie sagmoedige mens geweest, goeie eienskap. Toe die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek, die hele drie kom uit na die tent van samekoms. En hulle drie het uitgekom. En die Here het 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep en hulle twee uitgekom. Toe sê hy, hoor tog my woorde, as jy 'n profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. Dis nou mooi, Abba, die in sy woord sê, hoe praat hy met sy priesters. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie. En hy sien die verskyning van die Here. Waarom het julle dan my nie gevrees en teen my knegt, teen Moses te spreek nie? En die troon van die Here het teen hom ontvlam en hy het weggegaan. En toe die wolk van die tent al wegtrek, kyk toe was Miriam melaats, so sneeu. En Aaron het Miriam aangekyk en sy was melaats. So daar was 'n bietjie twist gewees oor Moses se vrou wat bietjie lank in die son was. En ja, op die einde van die dag, toe het hulle begin skinder daaroor. En vra maar Moses, het jy reg gehoor? En ja, op die einde van die dag, toe het Miriam melaats gekry. Miriam het melaats gekry as gevolg van die skindery, as gevolg van jaloesie, as gevolg van hom Abba se gesalfde van Abba aan te vat. So wees versigtig met wat sy sal, jou jaloesie en skinder en bevraagteken autoriteit kan jou dalk ook siek maak. Jakobus 5 sê, salf hulle die siek is en moenie meer sondig. Praat oor siek mense. Miskien dalk, as jy dalk sit met 'n probleem met siekte, dat jy hierdie siekte het wat jy die hele tyd oor jou kyk. Gaan kyk, dit is dalk as gevolg van 'n geskinding, as gevolg van jaloesie, as gevolg van 'n gesalfde aan te vat en sleg te sien. 'n Gesalfde van Abba. Dit wel gesalfde soos Moses, wat goeie vrug dra. Want hy was sagmoedig en hy was nederig. Dit is belangrik. Matteus 23 vers 12 sê, julle moet julle ook nie leermeesters julle nadoen nie, want een is julle leermeester Christus, maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Maar wie julle skrifgeleerders en fariseërs of pynstes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en wie wat sou ingaan, dat julle nie toe om in te gaan nie. So om baie min leermeesters wees, dan meer leermeesters wees soos Moses. As jou pastoor soos 'n Moses hart het, was sagmoedig, dan moet jy nie teen hom spreek soos Aaron en Miriam nie. Jy kan dalk siek word. Daar's verskillende maniere wat die vyand gebruik teen jou deur verskillende plekke in die lewe om jou siek kom daardeur uit. Kom ons kyk na verskillende maniere wat die vyand gebruik om jou siek uit jou uit te bring in jou lewe. Tussen kinders, soos ons gepraat het nou. Die vyand bring jou siek in tussen familie, wat skeuring kry. Is dit nie een van die groot dinge tussen families vandag nie? Jaloesie. Jaloesie tussen 'n man en 'n vrou. Nou, dis interessant ding. Kom ons praat 'n bietjie hieroor. Wat veroorsaak jaloesie tussen mekaar in die huwelik? Kyk. Nommer 1. Swak selfbeeld. Dis dit tussen man en vrou. Onsekerheid oor jouself en ook onrealistiese verwagtinge
wat jy teenoor jouself stel, en ook jou maak, wat dit dalk van jou verwag. Kan ek dit lees? Swak selfbeeld, onsekerheid oor jouself, en ook onrealistiese verwagtinge. Daar is 'n klomp wolke van jaloesie wat ons kan byvoeg by die bogenoemde. 'n Swak selfbeeld en jou onsekerheid in jouself. Wat is dit? Die vyand gebruik dit baie om jaloesie in die huwelik te kweek. Die meeste keer voel 'n persoon met die root van jaloesie dat hulle is nie goed genoeg in die huwelik nie. Hoe baie kry jy vandag nie? Die leuen van die vyand van kleinheid af. Wat voel jy is nie goed genoeg nie? Jy is nie mooi genoeg nie. Bring jaloesie in die huwelik. Jy is dalk vet. Jy is dalk te maag. Jy is dalk nie aantreklik nie. Jy is dalk nie 'n goeie ma of 'n goeie pa nie. Jy is nie ryk genoeg nie. Dis deels van die vyand, want dit skep jaloesie in die huwelik. En dan stap Jannie of Sannie by 'n plek in met al die goeie eienskappe. Mooi gebou, ryk, alles. En dan, stroom daar jaloesie. Want ons meet onsself en ons met mense. Of laat daai girl op die strand net in die bikini by jou stap. Dan beval vinnig oor jou gelykheid. En is jy as man te bang om eers die oog te knip? Want daai oog word stiptelik dopgehou. En dan die ergste van alles, daai vraag wat volg. Die volgende begin. Is ek vet? Hoe baie gebeur dit? Hoe baie keer gebeur dit? Vrouens het jou broer nie laat val nie. Want maak nie saak of jou man lieg of die waarheid praat nie. Hy lieg klaar. As jy sê, maar my liefie, nee man, jy is nie vet nie. Dan lieg jy. Dit is maar 'n feit daai. Jy lieg. Jy kan sê wat jy wil sê. Sy gaan nie glo nie. Ja. So asseblief vir my daai vraag vrouens. Ons mans moet nie lieg nie. So grappie. Die punt is, dit bring jaloesie om jouself te vergelyk met iemand anders. Om jouself te meet met iemand anders. Matteus 7 vers 2 sê, want met die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Die vyand bring dit in. Die vyand bring dit in tussen die huwelike. Dit gaan alles oor die selfbeeld. Kraak selfbeeld so af. Hoekom? Want ons vergelyk onsself met mense daar buitekant. En dis die media se manier deesdae om 'n prentjie van 'n vrou te skep in die man se koppe wat nie geestelik bedoel is nie. En die arme vrouens moet daarvoor probeer lewe. Dis selfs mans. En dis onder die een saam met dit gaan dat die jaloesie veroorsaak en dis 'n ondervinding van dinge wat in die verlede gebeur het, toegevoeg word. Ondervinding van dinge wat in die verlede gebeur het. As jy dalk seer gekry het in 'n vorige verhouding, dan word jou man of vrou onder dieselfde taak gespeer. Hoe baie keer gebeur dit nie? Jou kinderdae, jou keisdae, jou uitgaan dae. As jy seer gekry het in 'n verhouding, hoeveel keer word die man of die vrou nie om dieselfde taak gespeer as gevolg van 'n seer wat jy nie mag doen. Van seker. My boyfriend het my verneek op skool, pas op, want jy moet hetselfde gesê, jy gaan opdaag, my verneek. Dis 'n ding wat geplant word. En dit moet daarvan gedeel word, waar jy sien hoe daar net gedeel word. Vergeet van die verlede. Filippense 3 vers 4 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Vergeet van die verlede, strek jou uit na die Here. Die vyand gaan die verlede nog steeds heeltyd by jou hou en kan tussen die huwelikmaats, man of vrou, kan dit jaloesie veroorsaak. En hoe maak mens hierdie probleem van jaloesie reg in die huwelik? Wat doen jy? Eerstens, jy gee dit vir Vader. Gee dit vir hom. As jy besef jy het jaloesie doen, gee dit vir hom. Besef jy jaloesie en bely dit in Yeshua se naam.
Dan kommunikeer met jou ma daaroor. Skuif jou fokus na die positiewe. Bou jouself op. Plaas vir jou grense. Daar is baie ongesonde jaloesie wat mense breek vandag. En dit gebeur baie in hulle. En as jy dit het, moet jy gaan bely. Hoor gou van, jy kan nog erger jaloesie, ook in die huwelik. Voorbeeld nommer 1. As jy jou maat kontrole wil uitvoer. Kontrole in die huwelik. Waar was jy gewees? Hoekom het jy so lank gevat? Hoekom is jy so laat? Hoekom was jy voor alweer af? Ek wil nie by elke uur bly, daar waar jy gaan. En so voorts. Dis is daar roet so groot raak in die huwelik, dan begin op hierdie punt kom, waar daar nie meer vertrou is nie. Dan wil mense dat dit weet. Jy raak obsessief op 'n stadium, byvoorbeeld, om heeltyd die foon se geskiedenis te kyk. Jou maat se media te ondersoek, sy nommer, sy boodskappe. En dan om te beskuldig, of haar te beskuldig, sonder bewyse. So die vyand gebruik dit, en as jy op daai punt kom van jaloesie, want dit is eers iets kleins, die eerste keer is dalk net oor Sunny wat mooi aantrek, en die man se oog trek, wat onskuldig is, byvoorbeeld, of die Pietie, wat instap en wat heeldag en aldag in die gym sit, en hy trek die vrou se oog. Dis toch baie klein jaloesie wat daar bestaan, maar op einde kan dit lei na erger jaloesie. En dit kom nie as jy so begin. As jy begin wil weet, en as jy wil begin wil ondersoek stel oor alles, sy gewoon history en alles, dan begin erg word. En dis wat jy kan doen op einde van die dag. Skyn so. Dis die ding, so daar root, ek vandag praat oor die root van jaloesie, dit moet al as kind mee gedeel word. En as dit in die huwelik begin kom, gee het vir Abba, moenie vir die vyand 'n kans gee in die huwelik met jaloesie. Dis nou 'n joke om te sê die tannie wat op die strand lê. Maar dis 'n ernstige saak daar. En jy moet ook nie jou vrou of jou man jaloers laat word nie. Moenie nou uitgaan om hulle te aanlokkend te gee, dat hulle jaloers word op jou. Want dit gebeur ook baie. Baie keer sit mense en probeer daai vrou of daai man beheer. Beheer hulle, druk hulle daarso. Want sodra daai persoon sy potensiaal gaan besef, dan word jy as jy bang, dan gaan ander vrouens gaan begin. Of mans vir haar wat dink. Hulle oorheers daai persoon om te keer dat hy nie sy volle potensiaal gebruik nie, net as gevolg van jaloesie. Dit raak lelik, dit is 'n vieslike ding nie. Dis kom Abba sê, as jy jaloers is, as jy bose gees het. Vra vir Abba om jou te help, om jou selfbeeld te herstel. Dis nommer 1, jou selfbeeld. Nommer 2, jou identiteit in hom. Kyk na jou man of vrou soos Abba na hulle kyk. En jy moet die vyand nie 'n plek gee nie. Weerstaan hom en sy vlug in die soos naam. So daar is op baie dinge om te praat oor jaloesie in die huwelik, maar ek gaan ons eindig vandag met huweliksberaad. Soos dit verander keer. As jy sukkel daarmee, kom vra ons of bid saam. So jaloesie is nie altyd sleg nie. Dis nie altyd net sleg. As ons Eksodus 34 vers 13 gaan lees, sal ons agterkom. Maar al julle altare moet julle omgooi en in 'n sware praat, en julle klipaltare verbrysel, en julle heilige boomstamme afkap. Dis vir die Kersbooms. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander god nie, want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. So Vader se naam is jaloers. Hy is 'n jaloerse God. Hy is God. Sy naam is
jaloers. Dis die vyand wat jaloersheid vyand maak. Dis die ding. Kan ons jaloers wees? Mag ons jaloers wees? Abba is jaloers. Sy naam is jaloers. Mag ons jaloers wees? Nie oor hom nie, soos Satan nie, maar vir hom. Mag ons jaloers wees vir Vader vandag? Was iemand wat jaloers was vir alle Vader? Dit was Phinehas. Numeri 25 vers 7 sê, toe Israel in Sittim gebly het, die volk begin oorreer met die dogters van die Moabite. Die hele volk na die offers van hulle gode uitgegooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Israel hom dan gekoppel aan Baal Peor. Hoe het Israel hulle gekoppel aan Baal Peor? Deur te slaap met die Moabitiese meisies. Onthou, as jy saam met iemand slaap, dan word jy een. So hulle Israel het een geword met Baal Peor. Die Moabitiese vrouens het die Israeliete mislei en het geval. En die troon van die Here het teen Israel ontvlam. Toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die kleders op die volle son vir die Here, sodat die troongoed van die Here van Israel afgewend kan word. Daarom het Moses aan die rigters in Israel gesê, staan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en die Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering. Nou het die tabernakel gaan as ons praat. Terwyl hulle weer by die ingang van tent van samekoms, toe Phinehas die seun van Elisa, die seun van priester Aaron dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent, en hulle twee deurboor. Die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. Die wat deur die plaag gesterf het, was 24,000 man. Dis baie. So onthou, Abba is jaloers. Hy sê jaloers op God. Hy hou nie van afgoderry nie en hoerery nie. Hy sê in Jeremia 3 vers 8, het 'n skeibrief geskryf vir Israel, omrede hulle gehoorreer. Die Jode het ook gehoorreer en daardeur was Saul die laaste koning gewees. Net Saul nie. Dit was eers nog nie. Maar daar was lang tyd dat Yeshua was toe die volgende koning gewees. Kyk, maar as jy dit stop nie. Die punt is dat Israel het gehoorreer. Daar het hulle weer gehoorreer en sal die Moabitiese vrouens geslaap. By enige word en gesien as afgodsdiens. Nou, Phinehas het die aanvaardig gesien en gegaan en gesê is genoeg. 24,000, daar is soveel mense dood in daai plaag. Daar is soveel, dit is 'n groot swaar plaag gewees vir almal daai dag. Baie tyd, dit was 'n swaar plaag gewees. En hulle het aangehou. Ek kan self indink, hierso Suid-Afrika kry jy skielik 'n groot plaag. En nou aan. Of is die gaan mense wees wat kyk, want hoekom gebeur dit? Eerste gaan ons die YouTube skryf van Eindtydprofesie. Dat gaan soos in YouTube opkom. Maar hoekom gebeur dit? Jy daai vraag gevra word. En Phinehas hy was op baie stadium net as hy 'n ding peelvol gewees vir die plaag. Want mense om hom, mense familie om hom gaan dood. En Phinehas kom in die situasie, hy sien die kom wragtig nog 'n ou, nog 'n Israeliet met die Moabitiese vrou. Daar Abba gesê maak hulle dood. Dis daai arrogansie, daai rebellie wat daai ou van man ek sal dit doen. Ek kan kyk as jy vandag sal doen.
Ek sal doen, maak nie saak wat julle vir my sê nie. Maak nie saak nie. Maak nie saak hoe wat jy sê, ek sal dit doen. Al gaan my nageslag beïnvloed. Al ek sal jaloesie in my liggaam. Maak nie saak wat jy vir my sê nie. Dit gebeur baie. Ek sit nie met jaloesie nie. Dit gebeur ook baie. So daar was 'n plaag gegee. Daai ou en sy die Israeliet en sy Moabitiese vrou kom. En hulle gaan voor Moses en ek gaan nie verder praat oor wat gebeur het ons. Maar Pinchas staan op en sê genoeg is genoeg. En hy skrik. Daar het hy boldness wat hy het om uit te gaan. Hy het moeilikheid gehad. Hy het, en dan as jy iemand moet doodmaak, is daar 'n groot verandering. Jy het moeilikheid as jy iemand doodmaak. Dis teen Vader se gebooie. Maar hy was onder die Levitiese priesters gewees. As jy vroeër lees, kom hy uit Levitiese priesters uit. Daarvoor het hy regtig reg gehad om 'n regter te wees, om 'n judge te wees. En hy het op daai stadium met hom gegaan en hy het gejudge. Hy het al wat kies gehad, want hy kon alles by hom gedoen. Maar hy het besluit om hulle dood te maak en daardeur het Vader gesê, nou is dit klaar. Een man se mond is wat opgestaan het, wat gesê, genoeg is genoeg. Vader is 'n jaloerse God. Hy haat idolisme. Hy hou nie van hierdie mense wat hierdie mooi sy volk wat ewe skielik afgodsdienaars word nie. En hy gaan steek hulle dood. Hy was bold geweest. Hy was jaloers geweest vir almal. Hy was jaloers geweest oor Israel. Hy was keelvol geweest oor hierdie gehoedery. Hy was jaloers vir almal. En hoeveel keer Boeta en Sissa sit jy nie, wat jy die keuse het om jaloers te wees vir Abba. Om te sê, gaan, trek jou ordentlik aan. Dis nie jy aangetrek is nie. Hou op om dit te doen. Dis nie jy wees nie. Hoeveel keer kry jy nie geleentheid nie? Boeta en Sissa kyk daarna. As om nie my as te loop, choose who you will serve. Waar is jou jaloesie? Joshua het opgestaan en voor almal gestaan en gesê, me and our house, we will serve the Lord. Ons kies Abba. Ons kies die reg, ons kies om vir Abba reg te wees. En die ding is, vandag se tyd moet daar meer mense begin jaloers raak vir Abba, wat vas staan op sy woord en op sy waarheid, soos 'n Pinchas. Om te gaan nie mense dood te maak nie, maar om die mense te gaan sê, dit is nie hoe Abba se woord sê. Dis nie wat Abba bedoel nie. Dit is wat Abba bedoel. Dis covenant en dis nie covenant. Dis lig en dis duister. En Boeta is wat juist nie die duister. Want baie keer veroorsaak hierdie storie dat ons swak is, dat ons die ander was, dat almal daarin afgekeer dat ons maar nou pla kry en is okay ons op hierdie pla werk. Dit het eenou opgevat. Eenou het opstaan wat jaloers is op Abba en sê, nee. En dis tyd dat ons Pinchas is opstaan en sê, nee. As daar is op 'n boekraal so is, wat sit met jaloesie, gaan hom en sê, hou op met jaloesie, want jou jaloesie kan jou huwelik kos. Dit kan jou kinders kos, dit kan, hoe ver kan dit gaan? Hoeveel keer leer ons nie oor roots in die woord nie? Dit is belangrik dat ons begin Pinchas is al. Pinchas is soos Abba. Jaloers is Abba, want dit is nie hoe die bruid moet wees nie. Hoe dit weer voel Abba as sy bruid gaan hoereer? Kan jy dink as Abba wat in die troonkamer sit en nu hierdie mooi skepsel van hom wat hy hierdie plan het, dat hy voordat hy gebore is geskaap is en hierdie skepsel gaan gee sy lewe weg. Die jaloesie wat Abba nie het oor daai persoon nie. En hoe ons Pinchas is moet opstaan om te sê, dis nie hoe jy moet wees nie, bruid van God. Dis nie hoe jy moet wees nie. Maar spies te vat, dit is genoeg. Nie homself dood te maak. Mag die Pinchas is weer opstaan vir Abba. Jy nou het gedoen, en as jaloers vir Abba. En dit is die goeie kant van die jaloesie. So pas is tot reg. So die vyand gaan jaloesie gebruik. As jy sit vandag met jaloesie in jou lewe, die kleinste roet, mag Heilige Gees julle wys, maar Abba se roog jou wys is daar eers in die lewe nog 'n roet is van jaloesie. Al is dit van jou kinderdae, gaan vra vir Abba om jou te wys. Gaan doen dit, gaan bely dit voor Abba. Sê jammer daaroor.
vertoon. As jy in die huwelik sit met daai jaloesie, kry jouself reg. As jy sit met 'n probleem hoe jy lyk, gaan gym bietjie, of nie gym nie, of eet reg of wat ook al, as jy jou instig voel. Dan besef dat jy is 'n skepping van Abba, en Abba het jou spesiaal gemaak, hy wonder by my is jy. En die vyand gaan vir jou bly lieg, want dis die maat waarmee jy weet wat jy gemeet geword. As jy net aan die Sunny daar buite kyk, Sunny se sussie gemeet heeltyd, dan gaan jy jouself aan die einde van die dag opvoel jy moet so lyk, so Sunny. Besef wie is en Abba nou op jou moes wees. Amen. Dankie. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die voorreg as ek Abba uit die woord kon leer oor die jaloesie Abba. Vader, daar waar kry jy al daai tyd waar jy sien daai sonde lê en loer vir hom en klein keuse gehad. Klein keuse gehad om te aangaan om jaloers verder te word en om van almal dood te maak. Hy het 'n keuse gehad. Sonde lê en loer. Hy staan nie reg en hy lê daar sonde loer vir jou. Dis jou keuse of jy daai sonde gaan aanpak en daai se sal. Dis jou keuse of jy as jy so sou gaan wil voel, as jy so sou gaan nie jou koningskap besef nie en wie jy is nie, maar as jy gaan begin kyk na die dame daar buitekant en gaan voel, maar jyte, maar hy raak nou beter as ek. En daardeur is daar dood. Daardeur is daar woede, daardeur is daar bose geeste in jou ontstaan as gevolg van dit. Moet dan sê, as jy sit met jou vergelyk met ander mense, want dit gaan oor jou ma, nie oor maat waarmee jy leef. Dit gaan oor as jy bly meet in jou boetie en sissa, as jy bly meet in jou huweliksmaat se baas wat byvoorbeeld werk daarso. As jy gemeet in jou boetie, dan gaan dit lei na die dood toe. Gaan gee dit vir Abba en besef wie jy is. Besef jy is 'n koning en jy is 'n priester. Sissa, jy ook. Besef wie jy is. En op probeer te vergelyk met ander mense. Abba het jou spesiaal gemaak. You are a wonderful man. Abba het 'n plan met jou, 'n roeping met jou. Jy is 'n koningskind. Waar Abba jou plaas in die lewe, geniet dit daar waar jy is. Geniet dit daar waar jy is en rejoice daar waar jy is. En gee jou alles wat jy het. Want Abba het dit plan uit jou 'n gawe gegee wat jy kan doen. Vader, ek bely vanoggend die kere dat ons jaloesie was, Abba, dat ons geen jaloers was oor enigiets, Abba. Dat ons gemeet het in die wêreld. Mag ons jaloers raak vir U, Vader, en mag ons onsself meet met U, Abba, met U koninkryk, Abba. Hoe U vir ons dit in die haal gee om mee te meet. En dis die woord. En mag ons weer jaloers raak vir U, Vader. Mag ons weer opstaan vir U waarheid, Abba, en gaan praat met die mense en hulle waarsku. Dat so hy Segiels weer opstaan en sê, ons sal gaan, Abba. Dat Jeremias weer sal opstaan. Jeremia, hy het ook gesit met daai studie van, maar ek kan nie, Abba. Want die vyand het hom daai afgunsel gegee. Maar hy het gesê, hy sal sy tong gaan roer. En hy het gegaan. En hy is opgeskryf in die boeke vandag. Abba, Vader, dankie vir die boldness. Abba, ek bid dat U vir ons die Joshua, soos Joshua, raksak en mas sal gee, vir die strong en courageous, Abba. En om mense te gaan leer, sê in die Mattheus 28 sê dat ons met die mense gaan dood, en ons moet gaan in die nasie, ons moet leer. Ons moet leer om alles te onderhou. Maar mag ons soos Joshua nie toelaat dat die woord, dat ons links of regs van die woord af gaan nie. Maar mag ons die woord mediteer dag en dag en dag en dag. As vir my en my huis om serve te word. Dankie Vader vir U gedaan, dankie vir U liefde. Dankie vir vandag. Ek bid dat U vandag se seën sal wees vir Vader, dat U die toestel seën met jou voorlê. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan met U, Abba. Dankie vir die voorreg dat ons dit kan gaan leer. Abba, leer ons, Abba, wanneer om optel op. Wanneer ons die stof moet afskep, wys ons hoe Heilige Gees. Wys ons wanneer ons moet ophou. Maar tot dan, Abba, geef ons die krag om te kan doen. Om vas te staan soos die Pinchas. Vir reg en geregtigheid. Dankie, Abba. Ons eer U, Abba, dankie vir die seën wat U vir ons het. Moet ons is ontvang door die seën. Recha Adonai v'shmecha. Ya'er Adonai panamecha v'chinecha. Yisa Adonai panamecha v'yasimcha. Shalom. Moet ons is Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou skyn. Dat skyn. Hy
Hy sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal vir jou vrede gee. Ontvang het, maak het eerlik. En dankie Abba, dat ons alles kan vra en kan ontvang. En die sien Yeshua se naam, die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen.